is, ons het 'n rheostaat, né? So ons het 'n rheostaat daar. Ons het 'n battery, een batterytjie, en elke battery sy eie interne weerstand. Dan het hulle die voltmeter oor die battery gesit, en dan het hulle 'n ammeter daar gedoen. Wat is hulle ding? Leerders wil die EMK en interne weerstand van 'n sel bepaal. So dit is hulle uitkyk. Nou moet jy heel eers weet, wat is die EMK? Die EMK is die maksimum volts wat jy het, as daar geen stroom vloei nie. Nou dit is nie die formele definisie. Die formele definisie is die hoeveelheid energie of arbeid verrig per coulombs lading of soos. Die maksimum energie per coulomb lading wat ek al. Wat dit beteken is, dis die maksimum volts as daar geen stroom vloei nie. Dit is wat die EMK is. As die interne weerstand is 'n klein weerstand binne die battery. Dan het ons hier 'n rheostaat. So wat het hulle gedoen hier? So as ons kyk na die grafiek, sien ons, hulle het die stroom verander elke keer. So aka hulle die weerstand van die eksterne stroombaan die hele tyd verander. Okay, nou 'n rheostaat het ek nou nie hier nie, maar dit is so dit lyk soos 'n volume knoppie op in jou radio van jou kar. Okay? So as jy die kar se radio knoppie mos so kan draai, of die draai knoppie van die stoof of jou heater of jou 'n light switch, so dimming lights. So is 'n rheostaat. Okay, so as hulle daai draai, verander die weerstand, en dan as jy die weerstand verander, gaan jy natuurlik die stroom verander. So dis wat hulle gedoen het. Hulle het die stroom elke keer verander, en soos wat hulle die stroom verander het, ons sien die stroom meer gemaak, was die voltmeter lesing anders. Daai voltmeter lesing kan ons sien het al hoe kleiner geword. En dit maak sin, want hoe groter jy die stroom maak, hoe kleiner gaan die volts word. Ja? Hoekom? O, blikkies. Ag. As jy die, toe maar, kom ons maak so. Okay. Julle, my pen het, ek dink hy's moeg. Okay. So as jy die stroom gaan groter maak, dan gaan hierdie verlore volts al hoe groter word. So dan gaan die volts wat na die eksterne stroombaan toe gaan, al hoe kleiner word. Okay. Goed, ek gaan nou weer terugkom hiernatoe. So hierdie grafiek maak vir my sin, as ek net so vinnig na hom kyk. Volgende ding, as ek terugkyk na hierdie ding, wat meet hierdie voltmeter? Meet hy die volts van die interne stroombaan of na die eksterne stroombaan? Eksterne stroombaan. So dit moet jy ook weet. So daai voltmeter lesing wat hulle gekry daar is volts ekstern. Okay, is julle met my? Goed. Nou kyk ek na my grafiek. Sê ek reg, wat is die doel van die eksperiment nou weer? Om die EMK te bepaal. Wat is die EMK? Dis die maksimum volts wanneer geen stroom vloei nie. So wanneer die stroom 0 is, wat is die maksimum volts? So daai X-waarde daar is jou EMK. Okay. Dan die volgende ding, het Juffrou Marx vir jou gesê, van die dag wat jy grafiek sien, tot jy enig jou kop neer lê en nooit jy opstaan nie. Wat moet vir jouself vra as jy grafiek sien? Nee. Wat sê die gradiënt vir jou? Altyd. Maak nie saak of jy in fisika of chemie of biologie of wat ook al nie. Wat sê die gradiënt vir jou? Kom ek sê vir jou gou so. Jy belê geld. Jy het gehoor, dit is goed om geld te belê. Jy belê geld en jy sê jy wil graag jy kan verskillende portfolio's noem hulle, geld belê. Okay, so jy kan of geld belê in die kar sektor in Suid-Afrika. Okay, of jy kan geld belê in die mediese bedryf, of jy kan geld belê in behuising, of jy kan geld belê in enigiets, okay? So nou haal daai jou finansiële adviseur vir jou verskillende portefeuilles uit, en jy sê, wys my 'n bietjie statistiek oor wie weet wat jy het in al die verskillende portefeuilles om te kyk waar ek my geld wil belê. Jy het nou 'n lekker stewige 10 miljoen rand wat jy moet belê. Waar gaan jy dit belê? Nou haal hy vir jou tabelle uit. Ja, dit lees jy. Hier is ook 'n opsomming. Waar is die opsomming? In 'n grafiek. Nou wys hy vir jou 'n grafiek. Die grafiek lyk so. En dan 'n ander portefeulje se grafiek lyk so.
En wat gaan jy belê? Hoekom? Hy gaan op. Wat sê jou kop vir jou? Wat is op? Gradiënt gaan op. Jy het in jou kop, kyk jy eintlik altyd na die gradiënt. Altyd na die gradiënt. Jy het dit net nie geweet nie, tot nou vandag. Okay, anyway. So as jy na 'n grafiek kyk jy na die gradiënt. En dan vra jy vir jouself, wat sê die gradiënt vir jou? Okay. Nou, toe het ek vir julle hierdie ding gaan formule gaan gee. Maar ek het gedog julle is slimmer as wat julle is. Duidelik nie, Louis. Nee. Want die eerste vraag is, bereken die gradiënt van die grafiek. Jy het nog nie die y-afsnit nie. So jy kan nog nie die formule gebruik nie. Dit is dalk vir 'n latere vraag wat kom. Hoe bereken jy die gradiënt in 'n wiskundige reguitlyn grafiek? M is gelyk aan verandering in y oor die verandering in x. Ja? Ek het nie gedink ek hoef hierdie vir julle te sê nie. Okay, maar nou weet julle, in 'n toetsexamen gaan niemand dit vir jou sê nie. As iemand vir jou vra bereken die gradiënt van 'n grafiek, dan doen jy daai. Okay, jou 2 punte wat jy hierso, jy het 3 punte hierso. Jy het hierso 0 en x. Jy het hierso 0.6 en 1 en jy het hierso 1 en 0. Nee? Nou om hierdie gradiënte gaan uitwerk, watter 2 van daai punte gaan jy gebruik? Gaan jy 0 en x gebruik? Nee, want jy weet nie wat x nie. So jy gaan obviously die ander 2 punte gebruik. So jy gaan hierso invul en obviously jy kan nou jou toetsmerk wat jy gaan oor uitwerk het, né? Jy gaan insit in hierdie 2, dis verandering in y is dit y2 minus y1, né? y2 gaan hierdie punt wees. Yes? En y1 gaan hierdie punt wees. Want ons lees van links na regs. Jy is nie besig om Hebreëus of iets te lees nie. Okay, so jy lees van links na regs. So hierdie is die tweede ding wat gebeur het. Hierdie is die eerste ding wat gebeur het. Okay, so jy het, die y-waarde is 0 minus 1 oor 1 minus 0.6. En dan kry jy minus 2.5. Ja? En dan sê net, dit wil sê 2.5. Bereken die gradiënt. Ja? So maklik soos dit. Okay. Nou sê hulle vir jou, by die volgende vraag wat jy afgeneem het, watter fisiese hoeveelheid verteenwoordig die gradiënt van hierdie grafiek? Watter fisiese hoeveelheid verteenwoordig die gradiënt van die grafiek? Okay, nou, as jy gaan kyk, dan sien jy, dit is potentiaalverskil, M is potentiaalverskil waals oor stroom, en sê hier vir my maggies, dit gee vir my weerstand. Maar dit gee nie vir jou enige weerstand so nie. Okay, want hoekom gee dit nie vir enige weerstand nie? Jy is besig met 'n rheostaat. Wat is 'n rheostaat? 'n Verstelbare weerstand. Wat het hulle gedoen in die eksperiment? Die hele tyd die weerstand van die eksterne stroombaan gaan verander. Hierdie gradiënt is 'n konstante gradiënt. En die weerstand was nie konstant in die eksperiment nie. So hierdie weerstand kan nie die eksterne weerstand wees nie, maar 'n ander weerstand wees wat die hele tyd konstant was. Watter een is dit? Die interne weerstand. Maar kom ons gaan figure dit gou uit met behulp van hierdie formule. Okay? Op jou y-as het jy nou potentiaalverskil, wat? Jou gradiënt, wil ons nou uitfigure waar dit is, dis die vraag. Op jou x-as het jy die stroom, en dan het ons nou uitgefigure, maar daai ding daar waar hy hom sny, is jou IMK. Yes? Okay. Nou wil ek my formule gaan herrangskik, dat hy lyk soos my ander formule, wat ek baie goed ken, hierdie formule. Okay? So ek het vergeet om hier so by te sit, hierdie is my volts ekstern, wat daar is. Goed, soos ek hierdie formule gaan herrangskik, dan het ek, die EMK is gelyk aan volts ekstern minus gradiënt maal stroom. Juffrou, wat het jy gedoen? Ek het hierdie daai kant toe gevat. So dat ek volts ekstern minus daai is gelyk aan E en toe switch ek hulle net omdat die E en die E dieselfde is. Is julle met my? So ek het hierdie kant toe gevat. So volts ekstern minus daai en toe swap ek hulle net so om. Spieelbeeld. Nou lyk hierdie baie dieselfde. Ok,
Okay. Kom ons kyk net gou vinnig. As ek hierdie inmaal, het ek stroom maal weerstand plus stroom maal weerstand. Wat is daai? Wat gee dit vir my? Volts ekstern. Volts ekstern. Dan het ek stroom, so my gradiënt is my interne weerstand. Sien jy hom? Jy maar daar is 'n plus, daar is 'n minus, daar is 'n minus omdat die gradiënt negatief is. So ek kan hierdie ding gaan oorskryf as stroom maal met weerstand plus minus gradiënt maal stroom. Dan lyk dit nou die plus en die plus. Sharp. Okay. Nou, ek verduidelik hierdie baie stadig vir jou, want hulle vra hierdie baie in die toets en eksamens. Okay, so nou het ek jou verduidelik. Ek het hierdie rekord, ek sal hom opsit, sodat jy dit weer kan gaan kyk. Okay. So hulle vra vir jou daar, watter fisiese hoeveelheid word deur die gradiënt verteenwoordig? 7.2.2, so dan gaan jy sê, die interne weerstand. Dan 7.2.3 vra hulle vir jou bereken die waarde van X en ons het nou gaan uitwerk X is die EMK. Okay, so dan kan ek sê reg, E is I R plus R of wat ek nou net uitgefigure het in my formule is gelyk aan V ekstern plus I maal met R. Kyk, ek moes dit gaan uitfigure daarbo. So nou kan ek E gaan insit of gaan uitfigure. Volts ekstern gaan ek nou 'n punt kies. So ek gaan sê net maar my volts ekstern is 1. Okay, so volts ekstern is 1 plus dan is die stroom 0,6 en my interne weerstand het ek nou gaan uitwerk daarbo waar die gradiënt is. Onthou julle hom? Is 2.5. En dan kry jy 'n waarde van, nou kan ek glad nie onthou nie. Ja, dit is ook deze jongen. 2.5 volts. Oké, en dan 7.2.4. Vra vir jou, bepaal die eksterne weerstand van die stroombaan wanneer die stroom 0.6 ampere was. So nou is daar 'n paar maniere hoe jy hierdie kon doen. Meeste van julle het hierdie reg gehad in die toets of eksamen. VR is V oor I. En dan het jy gesê 1 gedeel deur 0.6 gee vir jou. O nee, dit het vir die. Wag nee, dit het vir die. Dis waar. Is 1.67 dink ek. Ohms. Sharp. Is dit iets wat ek vir iemand moet herhaal? Juffrou, ek het jou daar verloor. Sê gou weer hoekom hierdie. Gaan jy die video gaan kyk? Het ek jou vraag beantwoord? Ja, dankie. Okay, ja? Gebruik ons die negatiewe gradiënt. Sê nou maar jy dit in hierdie formule gaan insit. Dan sê jy die negatiewe gradiënt gebruik het, want dan gaan die negatief en negatief mekaar uitkanselleer. So, as ons nou 'n gradiënt van 'n grafiek kry, moet ons al, soos moet ons sê, is 'n negatiewe gradiënt of hoe moet ons dit neerskryf? Nee, as jy hom gaan neerskryf, skryf hom in die positiewe neer. Range wat se formule jy gaan gebruik. Omdat ek hierso die gewone formule gebruik het, menende nie afgelei van die grafiek af nie, vir ek die absolute waarde. Absolute waarde beteken die positiewe waarde. Maar as ek die afgeleide formule vanaf die gradiënt gaan gebruik het, dan sou ek die negatiewe waarde geïnvul het. Okay, so dit is maar net almal wat se grafiek of formule ons gebruik. Ja. Maar as ek nou so afneem die grafiek, moet ons sê dis 'n 2.5 afneem of is net 'n gradiënt van 2.5? Nee, so gradiënt van 2.5, as jy nou wakker was, sou kon jy gesê het ohms. Maar ja. Juffrou, die member het die gradiënt 1 gebruik word van juffrou nou gepraat het oor die negatiewe 1 insit. Maar juffrou, ek verstaan hom nie. Hy het gesê die verandering in volts oor die verandering in stroom. Ja. Toe hulle het nie die vir wat se vraag? Vir dieselfde 7.2.3. Dis presies dieselfde. Nee, juffrou, vir 7.2.3 het hulle daai ene gebruik. Nie punt 4. O,
weer eens is presies dieselfde idee. Hulle het gesê, goed, jy was ook daai punt. So het hulle net sê, maar daai punt en daai punt ingestel. Of daai punt en daai punt, om x te kry, want jy het nou die gradiënt, jy het moes hom gaan uitfigure as minus 2.5. Nee? Die gradiënt is minus 2.5, so jy het hom klaar. En dan gaan jy nou, een van jou y-waardes gaan wees 1 minus x, en die ander een gaan wees 0.6 minus 0. Sharp. Ja. 7.2.1. Soos bereken die gradiënt. Ok, jy weet hoe om 'n gradiënt te gaan uitwerk die formule. En jy weet verandering beteken 2 minus 1. Nee? So ek sien hierso het ek 3 punte. Maar in hierdie punt het ek 'n x-waarde wat ek nie het nie, so ek gaan nie sy plaaspunt gebruik nie. So dan het ek hierdie punt en hierdie punt. Nee? En hierdie gradiënt gaan so af. So dan is hierdie my, daai 2 en daai 1, hierdie is my punt 2, hierdie is my punt 1. Ok, so dan sit mos die x-waarde, ag nee, y-waarde minus y-waarde, so dis y-waarde minus y-waarde, en x-waarde minus x-waarde. Chap. Nog 'n vraag. Kyk, soos ek sê, hulle hou van hierdie tipe vrae. Love it. Okay, as jy voel soos, okay, ek dink, ek ken nou stroombane, maar ek is nie heeltemal seker nie, dan gaan jy na daai boekie wat ek uitgedeel het vir julle aan die begin van die jaar, né? So hierdie boekie. Jy gaan na hierdie boekie toe, en dan doen jy vir my, skryf iemand eers iets neer. Dan gaan jy vir my na bladsy 64. Bladsy 64. En dan doen jy van daai vraag. Vraag 1 is 'n oulike vraag, vraag 2 is 'n oulike vraag, vraag 3 is 'n. Hulle is almal oulike vrae. Wat? Okay, so jy begin by bladsy 64 en dan doen jy van hierdie ou vrae en dan vra jy my. Jy vra ek het nou hierdie gedoen, is hierdie reg, is hierdie verkeerd, wat. Chap. Okay. Goed, dan is ons terug by chemie.